die Here te wees. Yes. Dan maar groot eer en 'n voorreg wat ons het om in die huis van die Here te kan wees. Besef jy dit? Vir ons om vanmôre hier te kan sit is 'n eer en 'n voorreg. Daar's baie lande waar mense vervolg word. Yes. Wat nie die voorreg het om in die huis van die Here te wees nie. En dan is daar baie plekke wat mense na kerke toe gaan wat hulle spookasem kry. Wat nie weet van beter nie, hulle kry nie die woord van God nie. So vir u om vanmôre hier te wees is 'n groot voorreg en 'n eer. Sê vir die Here dankie vir die voorreg wat hy vir jou gee om in sy huis te kan wees en sy woord te kan ontvang. Kom ons sê die oor en bid ons saam. Ja Here Jesus, dankie dat u in beheer is. Dankie dat ons weet u lewe, u regeer, u sit op die troon. En u is dieselfde gister, vandag en môre en vir alle ewigheid. En ons loof en ons aanprys u, want u is waardig om aan te doen. Spreek vanmôre met ons en dat ons sal hoor en sal luister wat u woord vir ons sê. Dankie Here Jesus. Amen en amen. Blaai saam met my na Spreuke 14 vers 16 tot 20. En terwyl ek dit sê, waar is julle swaarde? Bring julle nog julle swaarde? Ek het lanklaas gevra, waar is julle swaarde? Waar is jou Bybel? Hoe gaan jy weet of ek die waarheid preek? As jy nie volg in die woord van God nie, hoe gaan jy weet dis die waarheid? Ons moet die woord van God preek en u plig is om seker te maak dat dit wat ek sê die waarheid is. Yes. Moenie net enige ding glo wat mense vir jou sê nie. Want dan gaan hulle jou in die neus rondlei vir jou klomp valse goed praat en dan gaan jy ja en amen en dan sit niks met die Here te doen. Maak seker die woord wat gepreek word staan in die skrif. So as jy kan en jy het 'n Bybel en jy kan, dan volg my in die woord van God. Spreuke 14 vers 16 tot 20. Ons gaan aan met ons tema op reis deur die skatkamers van wysheid. Die wyse vrees en wyk af van die kwaad, maar die dwaas brys op en is vol selfvertroue. Wie kortgebonde is, begaan sotheid, en 'n slinkse man word gehaat. Die eenvoudiges verkry sotheid as 'n erfenis, maar die skranderes word met kennis gekroon. Die slegtes moet buig voor die goeies, en die goddelose by die poorte van die regverdige. Die arme word selfs deur sy naaste gehaat, maar die vriende van die ryke is talryk. In Spreuke 14 vers 16 lees ons, en dit spreek volumes oor die houdings en aktiwiteite van verskillende soorte mense. En reg deur Spreuke, ons weet ons het te doen met die dwaase en die wyse. En hier kry ons dit weer. Dit kontrasteer die wyse mens en die dwaase mens met mekaar. Hoe die wyses optree en hoe die dwaases optree. Nou u moet besluit waar u val. Is jy deel van die wyses of is jy deel van die dwaases? En wat is ons kernvers in Spreuke? Spreuke 1 vers 7 wat sê, wysheid begin by die dien van die Here. Deur die vrees van die Here, dis waar jy wysheid bekom. Nou dien jy die Here vanmôre, vrees jy die Here, dan is jy deel van die wyses. As jy nie die Here dien nie, dan is jy ongelukkig aan die kant van die dwaases. Jy mag dink jy's wys, jy mag dink jy het al die antwoorde, jy mag dink jy's so oulik, maar as jy nie die Here dien nie, is jy aan die kant van die dwaases. So besluit vanmôre waar jy is, en maak seker jy kom aan die kant van die wyses. Maak seker as jy nog nie by Jesus Christus uitgekom het nie, dat jy vandag nog by hom sal uitkom, voor dit te laat is. Soos jy sê, dit kontrasteer tussen die wyses en die dwaases, veral rakende hulle verhouding met God en hulle reaksies op boosheid. Die wyse wat beskryf word as diegene wat die Here vrees, het 'n diep respek vir hom en verstaan die gevolge van hulle dade. En ons het laasweek ook gekyk na mense wat nie omgee oor sonde nie, wat nie enige kan jy sê enige ag gee op hulle sonde nie, vir hulle is dit niks. Hulle gaan voort met sonde asof dit niks is, asof dit speelietjies is. Maar onthou, daai sonde waarmee jy so speel, wat jy dink so lekker is, gaan jou vernietig. Maak seker jy reken af met die sonde, voor die sonde met jou gaan afreken.
En moenie dink dit is klein, ag is 'n klein sondetjie. Dis nie so erg nie, man. Maar onthou wat ek altyd sê, as jy 1 graad uit is, as jy met 'n vliegtuig opstyg in Johannesburg en jy wil Londen toe gaan, en daai vliegtuig is 1 graad uit, net 1 graad, wat se graad nou? Ek kan vir jou waarborg, jy gaan nie in Londen opeindig nie, jy gaan daar iewers in Siberië opeindig. Heeltemal van koers af. Hoeveel mense gaan deur die lewe, hulle dink hulle kan speletjies speel met God, hulle dink hulle kan hulle sondes koester, en dan mis hulle die punt. En dan sluit hulle oë op hierdie aarde, en dan kom hulle agter, maar hulle het nooit by die Here uitgekom nie. Hulle het godsdiens gespeel, en hulle het die punt gemis, want hulle het hulle sondes vertroetel. Daar's 'n storie van 'n kind, ek weet nie of dit 'n meisie of 'n seentjie was nie, sê maar net 'n kind, wat die ouers het vir hom 'n slangetjie gegee. So 'n klein slang, en die slang het gegroei en gegroei, toe die ouers weer by die huis kom, toe is die kind weg, toe die slang die kind opgeëet, toe hy groot geword. Jy dink jou sondetjies is klein, daai klein sondetjie van jou gaan ontaard in 'n monster, en dit gaan jou insluk, en dit gaan jou verwoes en vernietig, want die uiteinde van sonde is die dood. So vlug van die sonde, om boosheid te vermy, dui op hulle begeerte om 'n lewe te hê wat met God se standaarde ooreenstem. Dis nou die wyse mense wat die sonde vermy. Hulle vermy die sonde, hulle wil nie in die sonde lewe nie. Hulle wil niks met sonde te doen hê nie. Is jy daai persoon wat vlug van die sonde? Of is jy die persoon wat kyk hoe naby jy in die grens kan kom? Party mense druk dit mos, hulle, dis nog nie sonde nie. As ek 2 biere gedrink het, is dit nog nie sonde nie. Kom ons kyk hoe gaan dit as ek 'n derde een drink. Ek moet net nie dronk word nie, ek moet hom net tot daar, voordat dit nou. Is dit hoe jy maak? Wat soek jy op die grens van die sonde? Want voordat jy weet, dan sê jy al 5 kilometers aan die kant die grens, sonder dat jy dit besef het. Bly weg van die sonde, vlug weg daarvan af weg. Skuil by Jesus Christus, bly naby hom. En leef heilig, want God is heilig, wees heilig. Haat die sonde. Moenie met dit speletjie speel nie, moenie kyk hoe naby jy dan kan kom, voordat dit nou sonde is nie. En dan sien mens dit in vandag se lewe ook. Hoe baie mans dan wil hulle na vrouens kyk. O man, is daarom ordentlik geklee. Of hulle steek al die belangrikes weg. Nee. Die Bybel sê as jy na vrou kyk, het jy klaar gesondig. Moenie dit die grens probeer skuif om te kyk hoe naby jy kan kom voordat sonde is nie. Vlug heeltemal van die sonde. Moenie eens na vrou kyk om haar te begeer nie. Bewaar jou oë, maar ons nog vrees vir God. Ons samelewing wil alles druk tot op die uiterste. Ons is deel van die Here se koninkryk. Vlug vir die sonde, want die sonde gaan jou verwoes. Haat die sonde. Die wyse mens weet dit en hy vlug vir die sonde en hy probeer naby aan God lewe. In skerp teenstelling is die dwaas afgebeeld as iemand wat vinnig opvlam, iemand wat impulsief optree en geen selfbeheersing het nie. Dis net oor die wêreld is nie. Hulle geniet hulle sondes, hulle geniet die samelewing, hulle geniet om te jol en te party en te drink en rond te slaap en alles te doen. En as jy wel iets sal sê, dan sê hulle vir jou, moet my nie oordeel nie. Dis mos die bekendste vers deesdae wat mense sê, moet my nie oordeel nie. Maar ek is baie jammer, ek gaan vir jou die sonde uitwys, en ek gaan daaroor praat, en ek gaan jou waarsku. Want ek gaan nie eendag voor die Here staan, en dan die Here vir my vra, hoekom het jy hulle nie gewaarsku? Want die Here gaan eendag van my weet, hoekom het jy nie my woord verkondig soos ek gesê het? Jy het vir hulle vertel hoe oulik hulle is, jy het vir hulle vertel hoe goed hulle is, jy het vir hulle vertel hoe lieflik die lewe is, en jy het vir hulle boodskappe gegee van, jy kan, ons is oorwinnaars, jy kan, en wat het dit gehelp?
Niks. Hoekom het jy my kinders nie gewaarsku nie? Nee, ek sal die woord van God bring. As jy van my hou of nie, ek gee nie om nie. Jy hoef nie van my te hou nie. Ek is hier om God se woord te bring. En as jy gaan luister na God se woord, dan is dit goed so. Maar vlug van die sonde. Moenie naby sonde bly nie, moenie met die sonde speletjies speel nie. En moenie strikkies om die sonde sit nie. Sonde is sonde, en sonde gaan jou vernietig, as jy nie die sonde gaan vernietig nie. Wees soos die wyse wat vlug van die sonde. Wyk af van die kwaad, soos die skrif sê. Die wyse vrees en wyk van die kwaad. Ons het al so baie oor gepraat, vrees jy nog God? Of het hy maar net hoe kan jy sê, 'n spaarwiel geword? 'n accessory. Hy is nie belangrik nie. Hy is maar net daar as die nood is, as daar nood is, dan weet almal om na God toe te hardloop. Of het jy 'n lewendige verhouding met 'n lewendige God? Die verhouding met Jesus Christus. Is Jesus Christus jou alles? Is hy jou asem? Is hy die bloed wat in jou are vloei? Is hy jou begin en jou einde? Is hy jou beste vriend? Is hy 'n vriend met wie jy kan praat? Is hy jou daai vriend wat jy enige tyd van die dag met hom kan praat? Want Jesus wil jou vriend wees. En hy is jou beste vriend. Hy is 'n vriend wat altyd daar sal wees. Maar bly naby hom. Dien hom, vrees hom, eer hom, respekteer hom. En ons samelewing het ongelukkig geen respek vir Jesus Christus nie. Want almal wil praat van genade, 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 maar hulle het geen vrug van die Gees nie. Jy kyk na hulle lewens en dan wonder jy, wat gaan daar aan? Hulle wil sê hulle is kinders van die Here, maar hulle is sondig harder as wat die wêreld. Dit lyk hulle is in kompetisie met die wêreld. Maar dan moet jy hoor, ek het 'n Bybeltjie langs my bed. Wys my die vrug. Dra jy veel vrug? Want genade is jy gered, maar dan volg die werke. Die werke is 'n gevolg van genade. Kom ons haat die sonde. Kom ons vlug van die sonde. En kom ons vrees die Here en ons dien die Here. Want dan gaan die Here vir jou krag gee. Dan sal die Here met jou gaan, waar ook al jy gaan. Of het goed gaan en of het sleg gaan. Dit gaan nie altyd goed gaan nie. En as jy kind van die Here is en jy Jesus Christus aangeneem, wees verseker, jy gaan aanvalle kry, jy gaan terugslag kry, jy gaan storms kry. Dis gewaarborg. Die Here het ons gesê, in hierdie wêreld gaan julle dit moeilik hê, maar hou goeie moet ek die wêreld klaar orde. Maar bly jy naby Jesus Christus, want dan sal hy jou deurdra. As jy met die sonde gaan speel, gaan jy verwoes word. Spreuke 14 vers 17 praat oor die gevolge van twee verskillende tipes gedrag. Om vinnig kwaad te word en om bose planne te smee. Is jy een van daai mense, soos ek laas Sondag aand gepreek het, iemand sê net vir jou iets verkeerd, dan is dit 3, 2, 1 op. Dan is jy net so te kop gekom. My pa het altyd gesê, jou perkie is kort, nie so kort perkie. Jy is vinnig op jou perkie. Iemand sê net iets vir jou, dan sê kwaad. Is dit hoe ons is? En in Spreuke 17, hy sê so mooi woord hierso. Wie kort gebonde is. Wie van julle weet nog wat beteken kort gebonde? Kort van draad. In Engels sê hulle jou fuse is net so klein. Jy word vinnig kwaad, jy ontplof vinnig. Is dit wie jy is? Wie kort gebonde is, begaan sotheid. En dink bietjie daaraan. Dan sien jy baie keer mense, dan raak hulle vinnig kwaad. Jy raak kwaad vir iemand en voordat jy kan dink en sê jy iets wat jy nie moes gesê het nie. Daar met jou gebeur. Maar raak jy kwaad en nou wat jy kwaad is, nou dink jy nie en jy sê iets vir iemand en dan daardie tyd dan dink jy, ek moes nou nie daai gesê het nie. Maar as dit te laat is uit. En in ons huwelike, wees gewaarsku. Pas op hoe jy met
jou lewensmaat praat, of dit nou man of vrou is. Hoe praat ons met mekaar? Gaan ons verskille hê? Ja. Gaan jy soms kwaad raak vir mekaar? Ja. Maar is nie nodig om vir jou maat iets te sê wat vieslik is nie. Of om hulle te vloek, of om hulle te skel, of daai emosionele afbreking. Hoe tree jy op as jy kwaad word? Kan ons nog mekaar met respek behandel? Die Bybel sê, word kwaad, maar moenie sondig nie. Beteken nie, jy gaan nooit kwaad word nie. Maar hoe tree jy op as jy kwaad word? Praat jy net sommer voordat jy dink? Jy dink so vinnig, of jy praat so vinnig, en dan 5 minute later dan dink jy eers. Maar dan sal baie slegte woorde gesê. Jy het 'n verhaal gelees van 'n man uit daar in die parkeerarea, net so toe wat hy by die parkeerarea wou ingaan, toe jaag 'n ander kar daarin, en die twee het begin baklei, napluk hy sy vuurwapen uit en hy skiet die ou. Toe die polisie hom arresteer, kyk hy so verbaas in die polisie. Hy sê, maar ek het my parkeerplek gevat. Ek het my beheer verloor. En ongelukkig is dit die waarheid. Dink voordat jy kwaad word. Hoe baie keer word mense kwaad en hulle doen dade wat hulle dalk nooit sou gedoen het nie, maar uit woede tree hulle op. Soos daai man sy hele lewe is verwoes. Hoeveel ander mense se lewens is daardeur verwoes? Daar is iemand doodgeskiet. Nou moet hy nie tronk gaan sit, sy familie is verwoes uit mekaar, ander mense het 'n geliefde verloor. Deur woede. En moet nie sê, maar dis nie ek nie. Het jy al so bloedig kwaad geraak dat jy nie kan drink nie? Ek was al in so 'n situasie dat ek myself gaan toesluit het in 'n kamer, want ek het geweet, ek nou so verby kwaad. Ons word soms kwaad. Maar hoe tree jy op as jy kwaad word? Beheer daai woede. Moenie dat die woede die oorhand kry nie. Moenie dat jy dinge doen of dade doen wat jy later oor spyt gaan wees. Moenie dinge sê wat jy later oor spyt gaan wees. As jy kwaad word, staan eerder stil en tel tot 10. Of dink aan iets snaaks. Of draai net om en loop weg, dat jy bietjie kan afkoel. Vra vir die Heilige Gees, Heilige Gees, help my. Help my om te kalmeer. Gaan sluit jou toe in 'n kamer en begin te bid. En dan kom jy uit en as jy gekalmeer is, dan praat jy oor die situasie. Maar pas op as jy gaan kwaad word. Wie kort is, begaan sotheid. En daai dade wat jy doen is sotheid. En na die tyd besef jy dit, dis die ergste van alles. Dan weet jy, dit wat ek nou gesê het is. Maar het jy al gesien as iemand vir jou woorde sê en hulle sê na die tyd jammer. Jammer maak ongelukkig nie altyd alles reg nie. Jammer is nie 'n pleister wat wonderwerke kan doen en alles. Ons as kinders van die Here vergewe en vergetenis, sit dit maar agter mens, maar baie keer maak 'n diep snye wat bitter seer maak. En daai wonde sit partykeer vir jare daar. So hoe tree ons op? Dink voordat jy praat. Dink voordat jy iets sê. Dit herinner ons daaraan dat ons emosies, veral woede, ons oordeel kan verhinder en ons kan dwing om dinge te doen waarvoor ons later spyt het. Aan die ander kant word diegene wat bose planne maak met minagting en haat deur ander beskou. En is dit nie so nie die mense wat oneerlik is en die skelms en mense wat altyd bose planne beraam, niemand hou van hulle nie. Hulle begin naderhand 'n reputasie kry. En ongelukkig is daar partykeer in die kerk ook van daai mense. Hulle wil heeltyd konkel, hulle wil heeltyd bose planne hê, hulle wil heeltyd ander ondermyn. En naderhand begin jy hulle sien en weet jy wie hulle. En ongelukkig kan ons nie met sulke mense meng nie. Ja, ons moet mekaar vergewe en verdra. Maar daar kom 'n punt wat die Here sê daar's 'n groep mense met wie jy nie eens moet vereenselwig nie. Daar's sekere tipe mense met wie jy nie eens met hulle moet praat nie. Dit het niks te doen met liefde en verdraagsaamheid en dit nie. Dit is te doen met jouself te beskerm en die werk van die Here te beskerm. Vernam vir my wat in 'n ampt is. Ek moet die gemeente beskerm. Ek moet my kinders beskerm.
En partykeer kom daar mense in wat deur die vyand gestuur is. Wat daar is om te verwoes, om skade te bring. Hulle is uit om skade te bring. Hulle het geen ander doel. En dan sien jy die vrug, dan gaan hulle van hier af weg na ander plekke toe, en dan kort voor land en hoor jy die probleme wat daar is. En dan gaan dit net so daar, dan sit hulle met die wêreldse probleme. Jy kry daai mense, pas op vir hulle. Wees versigtig. Maar daarom moet ons ook 'n gees van onderskeiding hê, dat die Heilige Gees ons kan lei en vir ons kan die waarheid wys. Bid nog steeds vir daai mense. Moet nie almal bid vir hulle nie. Die Here kan hulle nog red, maar ons moet pas op vir hulle. Want hulle is uit om boosheid te doen. Dis asof wat in hulle natuur is. Spreuke 14 vers 18. Hierdie vers uit Spreuke beeld 'n kragtige waarheid oor wysheid en dwaasheid uit. En as ons weer kyk na die vers wat hy sê, die eenvoudiges verkry sotheid as 'n erfenis, maar die skranderes word met kennis gekroon. Nou weer eens, die eenvoudiges verkry sotheid, en ons het laasweek ook daaroor gepraat, oor mense wat enige ding sommer net glo. Iemand sê vir jou storie, dan glo jy dit. Hulle sê nou vir jou sit R2000 neer, en dan gaan jy binne 'n maand R2 miljoen hê, dan doen hulle dit. Hulle glo alles. Hulle glo almal en alles. Ons moet nie so optree nie. Dink voordat jy optree. Dink voordat jy doen. Ons moet versigtig wees hoe ons optree. Die eenvoudiges verkry sotheid as 'n erfenis, maar die skranderes word met kennis gekroon. Kennis gaan jou bewaar van slegte besluite. Kennis gaan jou bewaar van seer kry. En dit gaan jou bewaar van om verkeerd op te tree. Kom ons tree in wysheid op. Die woord erf impliseer dat dwaasheid deel van hulle identiteit word. Die dwaases erf daai sotheid. Hulle eenvoudiges verkry sotheid. Dit dui op erf. So jy gaan sotheid erf. Want jou optrede maak dat dit wat jy, hoe jy optree en wat jy glo en na wat jy luister, dis wat jy gaan kry. Kom ons luister eerder na die woord van die Here. Wat gaan gebeur as jy na die stem van die Here luister? Jy gaan nie verkeerde besluite maak nie. Jy gaan nie net oorhaastig enige ding glo nie. Jy gaan nie oorhaastig wees nie, want die Heilige Gees gaan jou lei. Nou luister jy na die stem van die Here. Kyk die verskil. Die dwaase verkry sotheid. Maar as jy kind van die Here is en jy vertrou op die Here, jy hou aan die Here vas, jy doen wat sy woord sê, jy laat die woord jou riglyn wees, jy gaan nie sotheid verkry nie, jy gaan eer verkry. Want die Here gaan jou eer. Die Here gaan jou seën. Die Here gaan met jou gaan. Hy gaan jou paaie lei. Hy gaan jou bewaar van die slegte. Maar volg ons die Here. Doen ons wat die Here van ons verwag, of doen ons wat ons wil hê? Dit wat jy wil glo, dit wat jou verstand vir jou sê, en dit wat mense rondom vir jou sê, gaan jy volgens dit, of tree jy op volgens God se woord? Elkeen van ons moet onsself ondersoek. Oorweeg jou aksies, oorweeg jou planne, bid daaroor. Vat jou planne na die Here toe en bid daaroor. Here, lei my in hierdie saak. Here, wys vir my, is dit die waarheid? En soos ek laasweek ook gesê het, met mense wat net enige ding glo. Nou praat mense teenoor mekaar, en hulle maak mekaar sleg en beskinder mekaar. Glo jy dit maar net? Of vat jy dit na die Here toe? Here, is dit die waarheid? Lei my in die waarheid, Heilige Gees. Help my dat ek kan onderskei tussen die waarheid en die valsheid. Dat ek nie net enige woord sommer sal glo nie. Want dit is baie gevaarlik om net enige woord net te glo. Spreuke 14 vers 19. Hierdie vers uit Spreuke het 'n ryke betekenis wat die natuur van goed en kwaad weerspieël. Waar geregtigheid uiteindelik oor boosheid oorheers, wanneer ons kyk na die betekenis van kwaad wat voor die goed buig. As jy die Here gaan dien, gaan die kwaad voor die goed buig. Dit gaan die knie goed buig, want jy gaan die oorwinning kry.
Maar as jy die wêreld gaan wees, gaan die wêreld jou oorwin, en dan gaan die goedheid ten gronde gaan. Kom ons maak seker, ons bly in die Here en ons bly in die waarheid. Kom ons bly naby die Here. Dit dui daarop dat ten spyte van die onmiddellike omstandighede, goedheid uiteindelik in die regte tyd sal oorwin. En weet jy, ek het dit al so baie in my lewe gesien. Het jy dit al ervaar by jou werkplek, of waar daar ongeregtigheid is, of in familie, of by vriende, of daar's ongeregtigheid, dinge wat nie reg is nie. Maar dan los jy dit by die Here. Here, daar's niks wat ek in die saak kan doen nie. Here, ek weet hierdie saak dis onregverdig, maar ek los dit by U, Here. En weet jy wat, op die einde van die dag veg die Here vir jou. En dan draai daai saak net so om, en dan is die wesien, dan die hele situasie verander. Of die Here het vir jou uitkoms gegee, en vir jou deur iewers anders oopgemaak. Ek het al gesien hoe mense wat anders sleg behandel, en dan na tyd as jy kyk en weet jy nie meer waar is hulle nie, dan sal heeltemal weg. Was jy al by 'n werk wat die werk jou sleg behandel het? Ek was al op 'n tyd by 'n werk gewees wat hulle mense sleg behandel het. Vandag bestaan daai maatskappy nie eens meer. Heeltemal ten gronde gegaan. Hulle is weg, bankrot geloop. Maar kyk hoe dan die kinders van die Here behandel. Ek is 'n kind van die Here. Ek het by die Here geskei en gesê, Here, U veg vir my. U is met my, U sal my lei. Vandag is ek op 'n baie beter plek as wat ek was, as wat ek daar sou gebly het. Maar sien, die Here gaan ons baie vooruit. En soms gaan ons deur moeilike omstandighede, maar die Here sal daai situasie omswaai. Ons moet net vashou en glo. Dit beeld 'n belangrike teenstelling uit, die geregtigheid staan trots, terwyl die bose uiteindelik hulle self sal verwoes. Ons kan parallelle trek na hoe ons deur die uitdagings van die lewe kan gaan. Dikwels sien ons mense wat die pad van bedrog of boosheid kies, wat skynbaar suksesvol is. Het jy dit al gesien? Dit lyk so asof die bose suksesvol is. Maar Here, daai mense dien U nie, maar hoekom gaan dit so goed met hulle? Hulle het al die geld, hulle het alles wat hulle wil hê. Op die oog af lyk dit of dit goed gaan met hulle, maar eintlik gaan dit beroer. Want wat help het jy al die skat in die wêreld gewen met jou siel en skade? Wat help dit? Kom eerder by Jesus Christus, hy dan die grootste skat. En eendag as jy jou oë hier sluit nie, gaan jy na Jesus Christus toe. En dan hoef jy nooit weer bekommerd te wees nie. Dan is daar nie meer al hierdie sorge van hierdie lewe nie. Want die Here sal jou trane afdroog. Die Here sal jou vertroos. Hy sal met jou gaan. Maar jy mag miskien op hierdie aarde al die rykdom op hierdie aarde bymekaar maak, maar dan sluit jy jou oë hierso en dan maak jy dit oop in die poel van vuur. Wat het dit jou dan gehelp? Niks. Net mooi niks. So kind van God, as dit moeilik gaan, hou vas, die Here saam met jou. Hy gaan jou nie los nie, hy gaan jou nie begewe of verlaat nie, want hy is met jou, hy is God en hy bly God. Glo jy dit? Spreuke 20, die arme word selfs deur sy naaste gehaat, maar die vriend van die ryke is talryk. Dit praat oor dikwels harde werklikheid dat rykdom verhoudings kan aantrek. Het jy dit al gesien? Ek dink almal van ons weet dit. Ek sien nou die dag so 'n videoklip van hierdie man. Nou begin hy met die meisie praat, maar sy stel niks in hom belang. Sy gee vir hom 'n koue skouer en soos min. Draai eintlik weg van hom, skree hom eintlik uit en die man stap weg. En dan druk hy sy kar se remote. Daar staan hierdie mooi blink rooi Ferrari. Want hy het nog nie eens in die Ferrari geklim toe wil die vrou hom amper bespring. Toe wil sy maatjies wees. Toe wil sy hoor wat hy te sê het, want toe sy sien sy kar. En dit is ongelukkig wat rykdom doen. Rykdom trek vriende aan. En ons lees dit ook wat Jesus gesê het van die seun wat weggeloop het van sy pa, die verlore seun. Toe hy geld gehad het,
het hy baie vriende gehad. Maar toe die geld opdroog, toe eindig hy op in die varke se hok, besig om pele te eet. As jy geld het, gaan jy vriende hê. Maar die dag as jy nie geld het nie, dan kyk jy, maar waar is my vriende? Ek het gedog, ek het vriende, maar nou sê ek het niemand nie. Dan staan die vinger alleen. Dan kom die probleme, niemand wil help nie. Niemand gee om oor jou nie. Hulle gee nie om of jy kos het om te eet of nie. So pas op, man. Geld mag dalk lyk asof jy so populêr is. Dis nie jy wat populêr is nie. Dis jou geld wat populêr is. Maar mense kan dit nog steeds nie verstaan nie. Ons is al in 2025, maar mense kan daai nog steeds nie verstaan nie. Dan dink hulle is so oulik. Sien jy wat so oulik is, is jou geld wat so oulik is. Want vat daai geld weg en ons kyk hoe oulik is jy dan. Dan wil niemand skielik met jou vriende wees nie. Dan die skielik geen maatjies nie. Maar jy weet wat die wonderlike ding, Jesus Christus aanvaar jou nes jy is. En of jy ryk is en of jy arm is, of jy wat ook al is, die Here hou van jou nes jy is, want hy het jou geskape, hy is lief vir jou, jy is sy kind. Maar die vraag is jy sy kind? Die Here aanvaar jou nes jy is. Hy soek nie jou geld nie, hy soek jou gehoorsaamheid. Dis hoekom ek so trots is om te kan sê in hierdie kerk preek ons nie geld. Ek preek Jesus Christus en hom as gekruisigde, want hy is die ene wat verheerlik word, hy is die ene wat geëer word. Dit gaan oor Jesus Christus. En hy sal vir my sorg. Ek het nie geld nodig nie. Die Here voorsien in al ons behoeftes. Wie is die getuienis, ons vloer wat so bietjie, dit voel ons loop op die see as ons hier in die koffie area loop. Binnekort gaan dit reg wees, want die Here het vir ons voorsien. En ons het nie bazaars gehou of fondsinsamelings gehou nie, nee. Ons het gebid daaroor. Here, die vloer is 'n probleem. En die Here het voorsien. Amen. Die Here weet mos wat nodig vir sy huis. Hy weet, ons is sy kinders. Hy sal sorg. Ons het nie nodig om bekommerd te wees nie. Maar bly naby aan Jesus. Vergeet rykdom en geld. As die Here vir jou rykdom en geld gee, goed so. Die Here gee vir sommige mense rykdom en geld. Dan gebruik jy dit vir sy eer. En moenie dat die geld jou God word nie. En ek het al baie gesê, ek stel nie belang in geld nie. As hier iemand in hierdie kerk moet kom wat skatryk is, en hulle gaan vir my kom sê, pastoor, ons sal vir jou dit en dit doen, maar dan moet daai maar, jy gaan nog skaars gemaarheid as jy by die deur is. Yes, amen. Want hier doen jy wat God sê. Wat God se woord sê. Word jy omgekoop deur geld. En jy gaan nie in 'n posisie kom omdat jy geld het nie. As daar iemand by daai deur inkom en het miskien niks nie. As jy kry miskien swaar. Maar jy het die vrug van die Gees. En jou lewe getuig van Jesus Christus. En die Heilige Gees wys jou uit. So 'n persoon kan 'n ouderling word. Want dit gaan oor wie jy is in Christus. Nie jou bankstaat nie. En ons moet baie mooi luister dan. Mense hou van mense wat geld het. Die vriende van die wat ryk is talryk. Maar waar gaan jy opeindig? Met al jou geld en met al jou vriende, maar jy het nie Jesus Christus nie. Maar nou kom die wêreld mos deesdae met die nuwe ding, dan sê hulle, ag nee, wat hulle wil by hel toe gaan, want dis waar die grootste partytjie gaan wees. Dis wat hulle deesdae sê. En hulle het geen vrees vir God nie. As ons vroeër gelees het, mense het nie meer 'n worry oor sonde nie. Hulle kan nie ge-worried wees nie. Maar ek het baie slegte nuus vir jou, jy dink jy gaan partytjie hou. Jy gaan kreun en ween op jou tande. Jy gaan huil en soebat en smeek, maar dit gaan te laat wees. Dan wil ek sien hoe hou jy partytjie. Gaan 'n baie warm partytjie wees. So maak maar seker, jy maak reg met die Here voor dit te laat is. Dien Jesus Christus, dien hom met alles wat jy het. En laat hy jou lewe lei. Laat hy vir jou wys waar om te gaan, wat om te doen.
hoe om dit te doen. Laat hy die Here en meester van jou lewe wees. En laat het gaan oor Jesus Christus. En hy sal die res in plek laat val. Kom ons sluit die oor met ons op. Ja, Here Jesus, dankie vir goedheid en genade. Dankie dat U vir ons sorg. Dankie dat U by ons is, en Here, dankie dat ons weet, met U aan ons sy het ons nie vriende nodig nie. Want U is meer as genoeg. U is die Alfa en Omega, die begin en die einde. En U is die lewe. En Here, vanmôre kies ek die lewe. Ek wil U volg, ek wil gaan waar U lei. Ek bid vir elkeen wat hier is vanmôre, vir die wat U dalk nog nie ken nie, Here, dat U hulle sal lei, dat hulle naby U sal kom. Vir die van ons wat dalk koud geraak het, steek ons harte weer in die brand, dat ons U sal dien. En dat ons op U sal fokus, dat ons op U sal vashou. Want U is die beste skat, Here. U is meer as rykdom, U is meer as geld. U is al wat ons nodig het. U is al wat ons nodig het, Here. Vul ons lewens tot oorvloed, Here. Tot oorvloed toe, Here. Dat ons sal oorloop van U liefde. En dat die wêreld in ons lewens sal sien. Aan U kom toe al die eer en al die lof en al die dank, Here. Amen en amen. Nou gaan ons sing met